die minste wat ek het nou nog beleef het hier. Maar ja, die meeste mense het daarom verskoning gemaak, en ek weet nou klomp van hulle kuier bietjie saam met hulle familie en goeders, en dis ook nodig en belangrik, so dit is goed so. Ons tema vandag is, hoekom Jesus? Die vraag, hoekom is Jesus gebore? Hoekom het Jesus uiteindelik die verhouding kom herstel deur die kruisgebede en dis meer, en die teks wat ons gaan behandel is Romeine hoofstuk 9 vers 14 tot 24. Terwyl ons nou Kersfees gevier het en ons nou die nuwe jaar ingaan met hierdie temas wat ons in Advent ook herdenk het, kan 'n mens die vraag afvra, maar hoekom het dit so gebeur? Hoekom was dit Jesus? Hoekom het dit gelyk soos dit gelyk het? Dan gaan vanmôre probeer om 'n deeltjie van daarvan te antwoord. Maar voordat ons nou verder gesels daaroor, gaan ons eers lekker saam sing. Julle moet nou vanmôre ekstra hard sing. Dan ten minste goed klink. Ons gaan staan en met vir ons voorsang 2 lofprysliedere, die 352 vers 1 tot 3, hoor die blye tyding, en dan die 349 vers 1 tot 4, kom kinders besing met 'n vrolike stem, en dan die laaste lied, die 352 ook vers 1 tot 3, hoor die blye tyding. En dit is nou alles lekker bekende Kersfeesliedere, so jy het geen rede om vanmôre nou net saggies te sing. Of jy nou tenore of jy nou te goor sing, vanmôre moet jy dit laat weer klink. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
dan die Martie se ma, sy op hierdie stadium is, dit is wat het is. Dit gaan nie slegter nie, Johan sê daar's bietjie verbetering, maar ons moet asseblief tog maar aan haar en aan hulle familie, as familie dink in ons gebede, so ook vir Melanie Koeglenberg, beide haar ouers, maar spesifiek haar ma, sy is nog in die hospitaal, daar is op hierdie stadium ook nou nie reg verbetering nie, en verswakking, daar is verswakking, maar dit is maar stadig, en ja, hulle begin met binnenaardse voeding en dis meer, so dit gaan maar rof daarby. Dan let asseblief op dat ons oudjaar erediens het op die 31ste om 6:00 die aand, vroeg aand. So as jy hier is, selfs al is jy van hier, asseblief kom kuier saam met ons in die erediens. En dan wil ek vanmôre sê dankie aan haar afwesigheid. Almal het nou al die mooi video, ons gemeente se video gesien, die musiekvideo. En Moira het dit gedoen, so ek wil in haar afwesigheid vir haar sê verskriklik baie dankie. Dis iets baie besonders en iets om op trots te wees. Daar is nie nog 'n gemeente wat so iets het. So dit is iets eie en uniek van ons. En ek dink almal wat ek daar gesien en geluister het, dit is nie net eie en uniek aan ons, dit is werklik baie mooi. So ons sê vir haar verskriklik baie dankie daarvoor. En dan wil ons ook vanmôre sê dankie vir Ingrid wat 'n bietjie instaan vir die Leonor en die orgel speel. Dit is altyd lekker om jou hier te sien. Ek sak is nie ons gereed. Maar vir jou nou spesifiek, is lekker om jou te sien vanmôre. Jou ook saam met ons in hierdie diens. Onthou asseblief dat daar koffie en tee gereed gemaak is vir ons vir 'n lekker kuiertjie na die erediens. En daar is ook daarin, aangesien dit so warm is, vir die wat nou nie wil koffie of tee drink nie, daar's 'n lekker koue glas vrugtesap ook daar, as jy dit sou verkies. Dus dit van my kant af ten opsigte van die afkondigings. Oorgangs, amper, sorry net, ja die verjaarsdag. Dan Marina sê jy, nee. En dan Andrei, is hy hier? Ook nie, Marina, nee, Vincent is ook nie eers hier dat ons vir hom die sjokolade kan gee om vir haar te gee. En Rita, sy is ook nie hier nie, dis 'n cheap brand hier. En dan Amanda, sy is ook nie hier nie, Elsie, ook nie, Johan, nee, Martina van Pyn. So, daar is dan Martina daar. Sy is jou derde. Nee, wil nie dit weggooi nie. Die Sondag wat ons die meeste verjaarsdae het en die minste van hulle is hier. Want die Martina baie geluk het aan die verjaarsdag ons ook, dan het 'n baie wonderlike dag. En 'n baie geseënde nuwe lewensjaar. Moira is ook nie hier nie. Tannie Tina is ook nie. 'n hele mandjie vol chocolates, net een is ja, so, net tot na die tyd vir om Jan gee dat hy amper kry toe eintlik. Ja. Dit is so, die ou jaar lê op sy rug en die nuwe jaar is in die blokke om weg te spring. En vir die van julle wat ek nou nie weer gaan sien voor die nuwe jaar nie, wil ek vir julle sê dat nou van my en my gesin se kant af en ook dan van die gemeente se kant af, ek hoop julle het 'n baie voorspoedige
wonderlike mooi nuwe jaar wat voorlê en dat al die mooi seëninge wat die Here vir jou beplan en vir jou droom, dat jy dit sal beleef elke dag van die nuwe lewensjaar, dat jy sal ervaar dat die Here elke dag van hierdie nuwe lewensjaar die pad saam met jou stap. Dat jy die Here se teenwoordigheid sal ervaar, sy vrede, vreugde, liefde en die hoop wat so oorvloedig uit sy hande kom. Voordat ons nou begin met deur saam die fotum te lees, kom ons bid. Ja, almagtige God, baie dankie vir die voorreg wat ons het vanmôre hier by mekaar te kan kom as 'n uitgebreide familie in Christus. 'n Gemeenskap van gelowiges. Dankie vir die voorreg dat ons saam kan kuier rondom die woord en dat ons in ons eie taal, saam met ons eie mense, op ons eie unieke manier aan U die eer kan bring vir dit wat U in ons lewens doen. En ook onsself en die jaar wat voorlê en ook al ons versigtings by U voete kan kom neerlê. Dankie dat U moeite doen met ons. Ons wil saam met psalmdigter van Psalm 8 sê, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Ons almal, dat U met ons moeite doen. Dankie Here dat ons daarom kan uitsien dat U nou in hierdie erediens op 'n spesiale manier U teenwoordigheid aan ons gaan kom openbaar. En daarom bid ons Here dat U vir elkeen van ons vanmôre hier 'n goddelike ervaring sal skep. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons fotum vanmôre is uit Lukas 3 vers 4 tot 6. 'n stem van iemand wat roep in die woestyn. Maak die pad vir die Here gereed, maak sy paaie reguit. Elke kloof sal opgevul en elke berg en heuwel sal plat gemaak word. Maak die krom paaie reguit en die hobbelrige paaie gelyk. Dan sal alle mense sien hoe God verlossing bring. Hierdie God wat vanmôre hier teenwoordig is, waaroor die psalmdigter geskryf het, waaroor die profete getuig het, en waarvan ons lees in die evangelies, hierdie selfde God wat verlossing bring, kom groet jou ook vanmôre. Medegelowiges, ek groet julle in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Kom ons verootmoedig onsself voor die Here vanmôre en ons maak onsself beskikbaar om sy Gees, die werking van sy Gees te ervaar en ook sy woord te hoor. Daarom gaan ek nou geleentheid gee vir 'n kort rukkie stil gebed, dat ons elkeen waar ons is, so 'n bietjie stil raak en onsself voorberei aan die Here te ontmoet. Toetrede momente die erediens is waar ons as 'n geloofsgemeenskap gesamentlik aan die Here erken en bely dat ons hier in sy teenwoordigheid by mekaar kom en waarin ons ook vir hom vra dat ons in sy teenwoordigheid ons sal ervaar. En daarom is dit nie net 'n belydenis maar ook 'n smeking en 'n erkenning dat ons weet met wie ons te doen het vanmôre. Daarom sing ons vanmôre die 338 vers 1 tot 4 weer dit ons saam aan daardie dag.
Here almagtige God, U as skepper en ook onderhouer van die totale heelal, het deur die eeue heen met ons op verskillende maniere gepraat, met U wil aan ons bekend gemaak en self aan ons openbaar. En een daarvan is U woord. Ons gaan, Here, nou met die woord besig wees en wil ons vir U vra. Dat U hierdie heilige openbaring vanmôre aan elkeen van ons sal oopbreek, sodat ons wel daartoe U stem sal hoor, U hartklop sal ervaar. Here, kom praat met ons. Ons luister graag. Amen. Romeine hoofstuk 9 verse 14 tot 24. Paulus skryf: Wat sal ons dan sê? Is daar dan enige onreg by God? Geensins. Vir Moses sê hy tog, ek sal my ontferm oor wie ook al ek my wil ontferm. En ek sal barmhartig wees teenoor wie ook al ek barmhartig wil wees. Dit berus dus nie by die mens wat wil en hom inspann, maar by God wat hom ontferm. Die skrif sê immers vir die Farao, juis hiervoor het ek jou verhef, sodat ek deur jou my krag kan toon, en sodat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Hy ontferm hom dus oor wie hy wil, en hy maak hardkoppig wie hy wil. Jy sal nou vir my sê, hoe kan hy dan nog 'n mens die skuld gee? Want wie kan sy wil teengaan? Wie is jy tog, o mens, om God te weerspreek? Sal die maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Of het die pottebakker dan nie die reg om uit dieselfde stuk klei 'n voorwerp vir edele gebruik of vir onedele gebruik te maak nie? As God dan voorwerpe van sy toorn wat vir ondergang bestem is, met groot geduld verdra het, omdat hy sy toorn wil vertoon en sy krag bekend wil maak, het hy dan nie ook die reg om die rykdom van sy heerlikheid bekend te maak oor die voorwerpe van sy ontferming wat hy vooraf vir heerlikheid bestem het nie? Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die Jode nie, maar ook uit die nie-Jode. Ons lees tot sover. Ons as mens is ons nou maar in wese 'n nuuskierige skepsel.
En ons vra altyd 'n klomp vrae. En dit is goed, dit hoort so, ons moet die vrae vra. Want dan dink ons en ons groei en ons ontwikkel, veral in ons verhouding met die Here, met mekaar, met alles rondom ons, die skepping ensovoorts. Ons vra, hoe werk dit? Hoekom is dit so? Waar kom dit vandaan? Wat gebeur hiermee? Wat moet gebeur? Hoekom het dit gebeur? Ensovoorts. En dan vra ons onder andere ook die vraag oor God, wat ons mos nou maar natuurlik vra. Hoekom Jesus? Hoekom het dit so gebeur? Waar kom dit vandaan? Hoekom laat God pyn toe as hy 'n God van liefde is? Hoekom is daar lyding en nood as God enige tyd net kan ingryp en dit alles wegvat? Ensovoorts, ensovoorts. En die kort antwoord, natuurlik as ons die vraag vra oor Jesus, hoekom Jesus? Hoekom die kindjie in die krib? Hoekom die man aan die kruis? Want hy kan. Dis hoekom God in die skepping ingryp en die heilsgeskiedenis die verloop gehad het wat hy gehad het? Want hy kan. Want dis God. Dis die kort antwoord. En dit is nie altyd noodwendig wat 'n mens wil hoor. Dit laat nog steeds 'n klomp vrae. Dit antwoord nie noodwendig ons vrae, veral ten opsigte van die diepte, soos wat ons graag sou wou weet. En dan lees ons dan van ons nou maar terug op die Bybel en dan leef ons nou 'n klomp tekste daarin om te probeer om te verstaan en om te probeer om hierdie vrae uit die tekste uit te verwoord, te beantwoord en te verantwoord. En dit hoort so, want dit is natuurlik die eerste bron. En dan kyk ons onafwendbaar, kyk ons na ons eie verhouding met die Here en wat het in ons lewens gebeur, wat het in ons verhouding met die Here gebeur, sodat ons vir onsself kan vra antwoord en sodat ons vir ander ook die vrae kan antwoord, soos wat ons lees in Titus. Jy moet altyd bereid wees om aan enige iemand verantwoording te doen vir wat jy glo. Paulus skryf dit vir Timoteus ook. En in hierdie teks probeer Paulus op 'n manier 'n deel daarvan beantwoord, omdat die geloofsgemeenskap in sy tyd reeds ook al die vraag gevra het, wat ons maar vandag nog steeds vra. En as ons weet dat hierdie vraag nou al reeds so lank al gevra is, kan ons vanmôre met sekerheid dit vir mekaar sê. Hierdie vraag sal nooit volkome beantwoord word. Paulus skryf net 'n kort ruk hierna, net verder in sy Romeinebrief en ook in die Korinteërbrief, skryf hy dan nou dat dit nooit beantwoord kan word. In Korinteërs, die voorbeeld wat hy gebruik, sê hy, ons kyk in 'n dowwe spieël. Ons ken maar ten dele. Nou, eendag sal ons ten volle. En dan sal die vraag beantwoord word. Maar solank as wat ons hier op aarde is ons nog nie in die hemel nie. En solank as wat ons nog nie in die hemel is, gaan ons nie ten volle die goddelike wysheid hê om al hierdie vrae te kan beantwoord of te kan verstaan. En dan gaan hy verder deur Farao te gebruik as 'n voorbeeld oor hierdie vraag. En dan is dit wat hy eintlik antwoord in die teks, sê hy, dit is Jesus, sodat ons nie soos die Farao hoef te wees nie. Nou om dit, hierdie redenasie nooit te kan snap, te kan verstaan, moet ons net gou 'n tree terug. Die eerste ding wat ons mekaar moet sê, is dat ons moet onthou, dat die gedeelte van die heilsgeskiedenis wat ons lees in die Ou Testament, is of uit die Javidiese, of die Jawistiese, of die Eloïstiese, of die priesterlike, of die Deuteronomistiese perspektief geskryf. Daar was 'n klomp ouens, wat as redakteurs, die tekste wat geskryf is, dit onder redaksie geneem het, dit hersien het, sodat dit uiteindelik is wat ons vandag lees. Die Bybel is nie 'n geskiedenishandboek. Klap. Dit probeer ook nie dit wees. Die Bybel is nie wetenskaplike handboek.
Dit sal dit nooit wees nie. Die Bybel is nie woord vir woord verhaal wat ons moet lees om dit so te verstaan as daar staan 7 dae was dit presies 7 dae. Ons kan dit nie so verstaan. Ons kan dit nie so verstaan. Ons het die voorreg dat ons wel dit so kan interpreteer in aanvulling tot ons verstaan van hoe God werk, hoe die skepping werk en die skeer. Maar dit is baie meer as net dit. Geskiedenishandboek, as jy daar die verhaal van generaal Meyers lees, dan is dit die verhaal en klaar, jy sit dit neer, en dan onthou jy dit, maar dit is verby. Die Bybel is lewend. Ons lees daar die heilsgeskiedenis, maar ons bly dit lees. En elke keer ontdek ons iets nuuts daaruit. Daarom moet dit asseblief nie 'n geskiedenishandboek wees wat jy een keer lees, en dan het jy dit nou gelees, dan sit jy dit op die rak neer, en dan lees jy dit nooit weer nie, want jy het dit nog een keer gelees. Of dan gaan jy daarna toe terug, net wanneer jy weer 'n vraag het, om naslaanwerk. Die Bybel mag dit asseblief nie wees. Ons moet elke dag besig wees, al is dit dieselfde teks, oor en oor, juist sodat ons daaruit kan groei. Juist dat ons weer iets nuuts daaruit kan ontdek. Daarom kan ons nie een keer lees, die skep, die wêreld en alles is in 7 dae geskep, en nou is dit oorkryk en verby. Want daai 7 dae is nie net die 7 dae wat ons daar lees. Dit is ook 7 tydperke, dit is ook 7 seisoene, dit is ook 7 verskillende gebeurtenisse, ensovoorts. Daarom is dit nie geskiedenis. En in die tyd toe 'n klomp van hierdie goed geskryf is, veral in die Ou Testament, was die manier hoe hulle God verstaan het, die verhouding wat hulle met God gehad het, heeltemal iets anders as wat ons vandag het, na Jesus. In die tyd toe hierdie tekste geskryf is, was God die enigste God, wat verantwoordelik was vir beide goed en sleg. Vandag het ons 'n bietjie 'n ander perspektief daaroor, juist na Jesus. Eintlik al reeds voor Jesus het hulle al begin anders dink. Maar in die tyd toe hierdie deel van die heilsgeskiedenis geskryf is, Farao se gedeelte, die verlossing of die uittog uit Egipte en die tog deur die woestyntog, was God verantwoordelik vir goed en sleg, vir lewe en dood, vir seën en vir straf, vir verlossing en vir teregstelling. Hy was die God wat hulle blameer het vir genocide, nou vergeet ek die Afrikaanse woord. Ja, vir ons sê maar vir massamoord. Hy was die God wat verantwoordelik was vir die oorloë wat plaasgevind het. Maar hy was ook dieselfde God wat verantwoordelik was vir daardie selfde oorlog se uitkoms. Vandag dink ons bietjie anders hieroor. Vandag erken ons onder andere die mens se aandeel daarin. En Farao is 'n baie goeie voorbeeld. En dit is wat Paulus hier probeer sê. Nou dat ons vir Jesus het, nou dat ons vir Jesus ken, wat 'n deel van God aan ons kom openbaar het, wat Moses en die Farao nie geken het nie. Daarom kan ons anders dink oor dit, want daar staan, God het die Farao se hart verhard. Dan dink 'n mens maar, hoe kan God dit dan doen? Ons is veronderstel om 'n liefdevolle God te aanbid. Kon God nie die gebeure rondom die uittog uit Egipte, die 10 plaae, kon hy dit nie op 'n ander manier gedoen het? En dan lees mens, omdat 'n mens daar lees, God het die Farao se hart verhard, dan kan 'n mens baie maklik verval daarin om te sê, maar God het dit so bepaal, sodat die 10 plaae moes gebeur, en dan is dit eintlik baie vreemd. En dan kom Paulus onder andere in hierdie gedeelte en hy sê, maar ons ken vir Jesus. So wanneer ons kan dinge soos daardie, soos die 10 plaae, die uittog, as ons daaraan dink en
wat daar gebeur het, dan moet ons verstaan dat dit is eintlik deel van die antwoord hoekom Jesus, sodat ons nie soos die Farao hoef te wees nie. Sodat ons nie hoef blind te wees vir God, sodat ons nie hoef blind te wees vir die verlossing en die redding en die evangelie wat Jesus kom verpersoonlik. Paulus antwoord hier die vraag van die mense, vra die vraag oor die evangelie, juis na hulle blootstelling aan die evangelie. Jy gaan nooit, ek dink nie enigiemand sou ooit die vraag gevra het, oor hoekom is hy nie gelyk aan X, as hulle nooit blootgestel is aan algebra. Nee? Jy sou nooit die vraag gevra het, oor watter mutasie van milies, of miliesaam ten minste, die beste is vir hierdie grond in die Wes-Transvaal, as jy nooit blootgestel is aan die feit dat daar verskillende mutasies beskikbaar is. Nou lees ons hierdie dinge, nou vra ons die vraag wat ons is daaraan blootgestel, en sê Paulus, dit is hoekom Jesus, want dit is wat die evangelie is, sodat ons nie soos die Farao hoef te dink te wees. En die Farao as voorbeeld, ons verwys nou spesifiek na vers 14, is juist daarom deel van die gewig wat die evangelie dra. Want as die Farao nooit gedink het en gedoen het soos wat hy gedoen het, sou dit nooit nodig gewees het vir God om homself te openbaar soos wat hy gedoen het. Nou lees ons ook dat God sê, of dat daar staan, dat God gesê het, maar ek laat jou dit so doen, juist sodat my krag tentoongestel kan word deur jou. En dan vra ons die vraag, maar kan God dan in woede optree? Want ons lees dan ons nou, dat Jesus is gekruisig. So met ander woorde, hoe God, letterlik beteken dit, een van die goed, een van die gebeure wat daar ons gevind het en wees beteken. God se woede is geblus aan die kruis. En ek stem heeltemal 100% daarmee saam. God het die laaste keer finaal gestraf die dag aan die kruis. Maar dit beteken nie dat God se woede nooit weer tentoongestel kan word, of dat ons nie meer vir God hoef bang te wees. Nou praat ek van 'n goddelike vrees, eintlik meer respek. Want ons weet dat God tog wel so opgetree het soos wat hy gedoen het met Farao en met die plaag en met die sondvloed en met Sodom en Gomorra. En dit bly steeds dieselfde God. Maar omdat ons nou vir Jesus leer ken het, en Jesus en God moes mens word, juist sodat hy ons, binne ons leefwêreld, ons denkraamwerk, homself tentoon moes omstel het aan die kruis. Juist daarin moet ons dan begin raak sien en erken, dat dit nie noodwendig God is. Ons met 'n antwoord daarin. Farao het uiteindelik God se mag ontken. En dan gebruik God daai deel van die mens om sy mag tentoon te stel. Hoekom? Want ons moet onthou, dis God. Daarom kan God nog steeds in woede word. Nie om te straf, maar juis om dit wat ons beheemtes, wat ons het verkeerd van die wêreld, om dit te gebruik, sodat sy goddelike mag daardeur tentoongestel kan word, sodat ons kan onthou. Ons is nie die myn peanut in die pak, soos wat ons dink.
Ons is nie die wat die sterre plaas en hulle name vir hulle gee. Al kan ons hulle sien en ontleed. En dit skep juist dan kontras tussen God en mens. En dit is hoekom Jesus om hierdie kontras bietjie van die een kant en aan die ander kant vas te vat en die brug te slaan daartussen. Dis hartseer dat genade afhanklik is van juis hierdie een ding. En dit is dat het totaal onverdiend moet wees. Want, en ek sê dit is hartseer dat genade kan net van God afkom. En genade is genade omdat dit onverdienstelik is. En juist daarin is hoekom ek sê dit is hartseer, want dit bevestig genade. Die ander kant van die muntstuk is dat genade beklemtoon eintlik ons gebrokenheid. Genade beklemtoon eintlik die feit dat ons so stikkend is. Die verhouding wat God telkens weer weer van vooraf kom herstel. Dat ons aandeel daarin is dat ons dit soms vernietig of vernieuw of verbreek of misken of miskyk. Dis hoekom Paulus die Farao gebruik as 'n voorbeeld. Want God het vir Farao gemaak. Farao was 'n mens. En Farao het die verhouding met God so ontken dat hy sy rugkaart teenoor God gedraai het. Uiteindelik het God weer die gebrokenheid daarin gebruik om sy mag tentoon te stel dat ons nie weer kan onthou. Dis God waarmee ons die doen het. Farao het gedink hy is God. En wat het gebeur? Uiteindelik na die 10de plaag het Farao God erken. En hoe hartseer is dit? Dat daar eers 10 plaag moes wees voordat Farao uiteindelik daai erkenning maak. En kom Jesus juist sodat ons nie soos die Farao eers 10 plaag moet beleef om te erken. Maar dat ons God van die begin af kan ken deur Jesus. En het ons nou die voorreg om God se mens te wees. Omdat die baba in die krib gebore is. Hoekom Jesus? Want dit kan. Want dit is goed. En juist sodat ons uit dit alles kan leer en sodat ons 'n lewe van dankbaarheid en diens kan leef. Want ons hoef nie Vader te wees. Maar ons Here, dankie dat die heilsgeskiedenis plaasgevind het. En of dit nou histories presies so gebeur het of nie, dit maak saak. Dit is ons het daaruit geleer. Soms vergeet ons, dan moet ons weer leer. Maar dankie dat dit plaasgevind het. En dankie dat ons daaruit weet dat juis daarom is Jesus die rede. Juist daarom is dit so dat Jesus moet wees. Moes wees.
nog steeds is, sodat ons nie 'n vaarloop hoef te wees. Here, ek wil kom vra dat wanneer ons harte verhard is, dat jy dit sal kom sag. Wanneer ons nodig het om in ons verhouding te werk met U en met ander, dat die ons menslikheid reg sal afbreek, sodat ons werklik weer God se mens, die mens kan wees, en nie vaarloop hoef te wees. Kom red ons daarvan. Ons pleit dit, en ons sê dankie, dat het nie so hoef te wees. In Jesus se naam. Amen. Ons nou geleentheid vir die opname van die dag ons. Dankie dat ek saam met julle kon kuier vanmôre. Onthou van die koppie koffie of tee of lekker glas koue koeldrank daar in die saal. En ek sê weer, as ek julle nie sien nie, ek hoop julle het 'n wonderlike en 'n veilige nuwe jaar en julle sou reis om te gaan kuier. Ons staan en ons sluit ons af met ons slotsang, dis die bekende die 367 Here aan God. Dan bly ons staan vir die seënuitspraak en die sin van die Amen van die
by julle elkeen wees en bly van nou af tot in alle ewigheid en so ook hierdie nuwe jaar. Amen.